Goeiemôre vriende, skole begin vandag. Ek wil sommer vir almal wat nou weer skool toe gaan vandag sê, mooi kwartaal vir julle. Ons is al maar besig om uit die winter na die somer toe te beweeg. So dit help by die aard van die saak dan, maar mag dit vir julle 'n goeie kwartaal wees. Dink vir spesifiek aan die matrieks. Ons bid vir julle spesifiek vir hierdie tyd, want dit is mos altyd 'n moeilike tyd hierdie, maar mag Here by julle wees. Ek dink ook spesifiek aan die graad 11s. Hierdie jaar is so 'n onsaglike belangrike jaar vir julle punte gaan na die universiteite en die colleges en plekke toe, so byt vas, werk baie hard hierdie tyd wat voor lê, dis die moeite werd, hoor. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie dat ons met enige iets na U toe kan kom, enige iets. Dat U altyd bereid is om te luister. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, dan is ons nou hier by Jakobus 2, ons is nog steeds by 1, my oog vang so 2, ons is by 1 en dan is ons by vers 19. Ek dink hierdie vers 19 en vers 20, vriende, is dink ek oral, maak nie saak of jy rugby speel, cricket speel, hockey speel, tennis speel, of jy modern dancing doen, of wat ook al nie, of jy in besigheidswêreld is dit geweldig belangrik, né? Jakobus kom sê, onthou die hele ding oor Jakobus gaan, hy is baie prakties, hy sê, as jy 'n kind van die Here is die volgende goed belangrik, hy sê, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, dubbelpunt. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word nie. Nou vriende, kom ons, hierdie iets wat hy hierso sê, is ontsettend belangrik. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Kom ons begin net gedaan. Jy sien die oomblik wanneer ek en jy luister, dan neem ons in wat die ander persoon sê. Nou hy kombineer hom en sê nie te gou om te praat nie, want wat gebeur vriende, die oomblik wanneer ek en jy wil praat, ons kom met baie keer in geselskappe agter, julle sal weet by julle pelle ook sommer, of sommer in julle huise sit, kom julle dit agter, sommer tussen boeties en sissies en mamma en pappa, die een is nog nie klaar gepraat, dan die ander een al praat, kyk 'n bietjie baie na onderhoude op die televisie ook, ek het al baie goed gekyk, hoe die onderhoudsvoerder, baie keer die ander een amper al wil onderbreek, die ander is al besig om te praat, dan wil hy inchip. En dit is waar goed baie keer verkeerd gaan. Want wat gebeur? Wanneer ek en jy wil praat terwyl die ander ene praat, dan luister ons nie. En dis gewoonlik daar waar groot misverstande kom. Ons het ons eie agenda, ons het ons eie goed. So ons stel eintlik nie so geweldig belang in wat die ander een sê nie. Ons wil eintlik net sê wat ons wil sê. En daarom luister ons nie. En 'n goeie tegniek van om te luister is om regtig te luister en net vir die ander een half terug te gee wat hy gesê het, wat jy gehoor het. Of as jy een persoon met jou gepraat het en sê, "Jene, weet jy wat dit vir my baie interessant is wat ek by jou hoor, is dat jy dit en dit sê." Dit is regtig 'n ongelooflike manier van dink daaroor. Julle hoor dit ook julle sê. So die oomblik as jy dit doen, dan plaas jy jou agenda op die agtergrond. Jy luister wat die ander ene sê, jy gee vir die ene bietjie weer, moet nie onnatuurlik raak nie, julle verstaan nou wat ek sê, maar dit help 'n mens, dat jy beter luister, dat jy nie die hele tyd wil praat nie, nou met julle ouens wat so baie praat, of ons, ek tel my, ek self sommer daaronder, ons het baie praat, ons het besom, dit is gewoonlik jou ekstroverte wat baie praat, nie altyd nie, maar meeste van die tyd, beskaal so 'n bietjie af met wat jy praat. Luister so 'n bietjie meer. Gee ander mense ook so 'n bietjie 'n kans. Omdat ek en jy gemaklik is met woorde en omdat ons onsself maklik kan uitdruk, kom praat baie eenvoudig en maklik vir ons. En die oomblik as jy in iemand se geselskap is wat klein bietjie stiller is, dan neem jy aan jy moet die hele tyd praat. Nou ek weet dit gaan met ongemak gepaard word daar stilte is en ek en jy wil die stilte opvul. Kom ons leer om 'n bietjie ook in stilte te kan wees by mekaar. Net rustig te kan wees. Jy hoef nie al die stiltes op te vul deur te praat. Want deurdat jy 'n bietjie stil bly, gee die ander een 'n geleentheid om te praat, né? So, kom ons dink 'n bietjie vandag daar.
elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou om te praat nie, en dan natuurlik wat hy nou bybring, is om nie te gou kwaad raak nie. Want wat gebeur wanneer ek en jy nie lekker luister na iemand anders nie? Ons neem aan ons weet wat die ander een al gesê het. En dan raak ons kwaad daaroor. En dit is ek in die huwelike kyk, baie met die huwelike wat ek al te doen gehad het, is die groot probleem is ons luister nie na mekaar nie, dan na 5-6 dae wat almal dikbek daar was en stuiptrekkings al gekry, stille stuiptrekkings gekry het en wat ook al, kom hulle weer by mekaar en sê die een maar op die ouer dan is die 5 dae verby. Maar hoekom jy dit sê? Sê nee, maar ek het dit te sê nie. En dan as jy nou mooi gaan sê, dat jy sê, maar dit is wat ek gehoor het, dan sê die een, maar dit is nie wat ek gesê het nie. As ek het gesê, dis nie wat ek bedoel het nie. Nou na 5 dae, 6 dae, dink jy self langer in huwelike, nou kom jy agter, maar dit waaroor hy kwaad geraak het, of sy kwaad geraak het, dit is eintlik nie die issue nie. So, wanneer ek en jy wil kwaad raak, hoor weer mooi, het jy reg geluister na die ander persoon. Sê vir die ander persoon, voordat jy nou kwaad raak, dan sê vir, ek wil net doodseker maak of ek jou reg gehoor het, want ek voel nou hier binne nie lekker nie. Ek sê dit vir jy, wat vir die persoon sê, voel nou nie binne lekker nie, ek wil net doodseker maak dat ek jou reg gehoor. Nou wat daarmee gebeur, is jy gee natuurlik ook die ander persoon 'n out, in 'n sekere sin. As die persoon het gesê het, kan die persoon sê, nou wat jy dit so sê, dis nie wat ek bedoel het. Wat ek eintlik bedoel het is dit, julle hoor wat julle sê, nou, onmiddellik daar is daar nie 'n woede sessie, 'n kwaad word sessie nie. Dit raak nou 'n verstaan sessie. So voordat ek en jy kwaad raak. 'n Mens kan wel kwaad raak in die lewe ook. Dit is niks fout daarmee nie. Jy moet net kyk hoe jy kwaad raak, né? Maar voordat jy kwaad raak, want meeste van die kwaad rake is gewoonlik as jy gaan kyk 90% nie op die regte goed gefokus nie. Omdat op haar emosie betrokke is, die persoon hoor nie lekker op hy stadium nie, hy reageer op sy emosie of haar emosie. So, voordat jy kwaad raak, maak doodseker dat jy reg gehoor het. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word nie. Kom sê Jakobus vir ons. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.